Baie dankie van my kant af. Ook altyd lekker en 'n voorreg om geleentheid te kry. So lekker om saam met julle te wees en dankie vir julle almal wat hier is. Ek wil aan net sê, hy het nou gesê dis Comrades vanoggend, maar natuurlik in die kerk is ons ook almal in 'n wedloop. Paulus skryf so mooi daaroor. Hy sê op 'n stadium gebruik hy die beeld van 'n wedloop. Dan sê hy, ek sê nie dat ek nou al alles het of al daar is nie, maar ek strek my uit en ek streef na die wenpaal waar die oorwinnaarskroon op my wag. So ons is almal in 'n Comrades, bietjie langer as een dag, ons hele leeftyd. En die lekker van daai Comrades waar ons in Christus is daar's almal eerste. Almal kry dieselfde. Almal kry dieselfde oorwinnaarskroon in ons Here Jesus. So kom ons hardloop almal mooi elke dag in die wedloop wat ons het in ons Here Jesus Christus. Broers en susters, die preek vanoggend is uit Kolossense. So ek gaan begin vanoggend met 'n mooi teks uit Timoteus, terwyl ons nou by Paulus se briewe is. Hier in 1 Timoteus 1 is 'n baie mooi teks om ons erediens mee te begin. So kom ons word stil en kom ons stel onsself in dat ons hier saam met God is in sy teenwoordigheid en ons maak onsself oop en ontvanklik vir hom. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, hierdie God aan wie al die eer en die heerlikheid behoort, is hier by ons. So daarom kan ek sê in sy naam genade en vrede vir almal van julle word aan ons geskenk en word aan ons verseker deur God ons Vader in ons Here Jesus Christus en deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Broers en susters, ons gaan nou 2 liedere sing. Dis nou die liturgie vanoggend is bietjie informeel. Ek gaan nou nie die wet en die belydenis, dis eintlik alles deel van die boodskap. So ek gaan nou nie laat ons dit apart doen nie. Ons sal dit alles ondervang in die boodskap vanoggend. So ons gaan nou sing en dan weer aan die einde. So kom ons sing nou 2 liedere. Ons sing lied 200 vers 1 en 2 en dan bly ons staan en dan sing ons daarna ook die mooi lied 175. So kom ons staan vir die mooi liedere van lof en aanbidding. Amen.
Julle kan net so bly sit, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe heerlik is dit dat ons in U teenwoordigheid mag kom. Here, ons het gehoor nou dat U vir ewig koning is. En aan U behoort al die heerlikheid tot in ewigheid. Daar's niemand soos U nie. En Here, hier sit ons vanoggend en ons kan dit weet en glo dat ons is hier in U teenwoordigheid. Here, dankie daarvoor. Ons weet dis nie maar net sommer nie. Dis danksy Jesus. Toe hy aan die kruis gesterf het, Here, toe het die voorhangsel geskeur en toe die allerheiligste vir ons oopgegaan sodat ons kan almal inkom en dat ons kan lewe voor U aangesig en in U teenwoordigheid. Ja, Here, dat ons elke dag soos Jesus kan leer om te lewe saam met U. Dankie, Here, vir die wonderlike voorreg om 'n kind van U te wees en elke dag te lewe met 'n Vader wat ons liefhet en wat ons leer en wat ons lei en wat vir ons die pad wys en wat altyd by ons is en wat vir ons verstaan. Ag Here, dankie vir U arms om ons, U ewige arms wat ons altyd vashou. En Vader, as ons dan hier is, dan wil ons vir U ook sê, Here, dankie dat U ons liefhet en ons wil U ook lief hê. Here, ons wil mooi kinders wees vir U. Kinders wat U hart bly maak. So dankie dat ons kan bid, Here, dat U deur U Gees in elke een van ons so sal werk. Vader, dat ons al meer en meer soos Jesus word. Dat sy beeld in almal van ons groot en heerlik word. Dat hy meer word en ons minder. Dat hy in ons lewens groot word en ons kleiner. Ja, Vader, dat ons later kan sê, soos in die woord staan, dat ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Vader, ons vra U, sal U ons help om daar te kom? Help ons deur die woord as ons dit oordink vanoggend, deur die werking van die Gees, help ons om die soort mense te word, wat U graag wil hê ons moet wees. Here, destyds toe U die wêreld gemaak het U besluit om mense te maak. En in U hart en gedagtes, Here, het U gedink aan hoe U wil hê die mense moet wees. Ag Here, en toe het ons so anders geword. Ons het so van U af weggedraai. Ons het ons eie kop begin volg. En as ons na die wêreld kyk vandag, dan lyk mense baie anders as wat U eintlik bedoel het ons moet wees. Maar dankie dat ons in Jesus weer daar kan kom. Here, dat U ons kom soek het en dat U ons huis toe bring en dat ons altyd by U kan wees. Vader, dis so heerlik as ons aan hierdie dinge dink. Lei ons dan vanoggend dat dit in ons almal se lewens al meer tot volheid kom. En Vader, dankie dat ons na U kan kyk vir ons behoeftes elke dag, dat ons kan bid dat U vir ons sal sorg, ons dagse brood vir ons sal gee. Here, maar help ons ook om ingestel te wees, nie net op onsself en wat ons wil hê nie, maar op U en U koninkryk en dit wat U wil hê, en dat U naam groot en heilig en heerlik in almal van ons se lewens sal wees. So Vader, wees by ons. U ken elke een van ons soos ons hier is. U weet wat ons nodig het. Vader, ontmoet ons dan, elke een persoonlik, in ons Here Jesus Christus, deur U woord en deur U Gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Aan die einde van die apostel Paulus se lewe was hy in gevangenskap in Rome gewees. As jy nou die boek Handelinge lees, sal jy sien, dis waar Handelinge eindig, waar Paulus eintlik in gevangenskap was. En nou ja,
Terwyl Paulus daar in Rome was, in aanhouding, het hy eendag besoek gekry van 'n ou die naam van Epaphras. Nou Epaphras was eintlik bekend aan Paulus, ergens langs die pad, vroeër het hulle ontmoet, waarskynlik toe Paulus in Efese was, maar toe Paulus in die tronk in Rome was, toe kom Epaphras daar aan. En soos hulle gesels het Epaphras vir hom gesê dat hy van Kolosse afkom. En nou Kolosse, aan wie Paulus toe nou later 'n brief skryf, die Kolossense. Kolosse was nou nie 'n vreeslike groot en belangrike dorp nie, van al Paulus se briewe, was Kolosse seker maar die onbelangrikste van al die dorpies vir wie hy geskryf het. Maar nou ja, dis hoe wonderlik God is, né? Of dit nou 'n groot gemeente ergens in 'n belangrike stad is, of 'n klein gemeentetjie op 'n klein dorp, almal is vir God ewe belangrik. En so het Paulus vir die Kolossense geskryf nadat Epaphras daar by hom was. Want jy sien, Epaphras het daai gemeente in Kolosse, het hy begin. Paulus was nooit, toe hy die brief skryf, was hy nog nooit in Kolosse gewees by die gemeente. Soos ek sê, waarskynlik het hy in Epaphras in Efese ontmoet, en Paulus is van toe af verder, en Epaphras is terug Kolosse toe, want dit sê in die brief dat hy was eintlik van die dorpie Kolosse gewees, en hy het waarskynlik 'n kerk daar begin, maar nou jy weet, as jy daai tyd in daai dele kerkies begin het, was dit 'n groot uitdaging. Want die ouens wat tot geloof kom en in die gemeente saam met jou nou opeindig, het van oral afgekom. Jy weet, so sou jy waarskynlik gekry het in Kolosse, as die gemeente daar begin, daar's ouens daar wat eers Jode was, nou is hulle Christen. Maar nou kom hulle in die gemeente in, en al die ou Joodse gebruike, en tot partytjie die besnydenis, en al die Joodse wette, en die feeste, en die Sabbat, hulle wil dit nou so hê. En daar het ouens gekom, wat uit die Griekse filosofiese wêreld uitgekom het. Nou jy weet, daai Grieke was slim ouens, jy kon hulle niks vertel. As vandag nog sulke ouens in die kerk. Jy kan hom niks vertel nie, hy weet alles. Sulke ouens was daar ook in die gemeente. En dan was daar ook mense wat gewoon uit die ou heidense afgodsdiens uit tot bekering gekom het en in die kerk geëindig het. So nou sit hulle almal hier so. Kom uit die Jodendom uit, kom uit die heidendom uit, kom uit die Griekse wêreld uit. En nou moet hierdie gemeentetjie opgebou word in Jesus. En dis nie so maklik nie. So waarskynlik toe Epaphras in Rome by Paulus kom, het hy vir Paulus gesê, jong, ek soek raad. Hoe moet ons dit aanpak met hierdie gemeente verder? Want waarskynlik was Kolosse in daai tyd nog 'n jong gemeentetjie gewees. En toe het Paulus gaan sit en gesê hy gaan vir hulle 'n brief skryf, wat ons kry in die brief aan die Kolossense. So hy skryf vir 'n gemeente waar hy was nog nie daar nie, maar hy het van hulle gehoor by Epaphras. En as Paulus nou vir hulle skryf, na alles wat hy by Epaphras gehoor het Paulus gevoel, weet jy, daar's een ding wat ek vir hierdie gemeente onder die aandag moet bring. Daar's een groot, met al die verskille en oral waar hulle vandaan kom, is daar een groot ding wat in die gemeente moet gebeur. Hulle moet fokus weg van al die ander goed daar wat nie meer so belangrik is. Moet hulle fokus op Jesus. Ja, so Paulus het hierdie brief geskryf, en eintlik as jy nou die brief 'n tema wil gee, ek het dit nou maar gekies vir die preek ook vanoggend, is dat Paulus vir die mense in Kolosse vra, en ook vanoggend vir die mense hier in Bethlehem waar ons is, wat wil julle meer hê as Jesus? Wat kan jy meer hê as Jesus? Nee, en hy het dit so mooi
ons gaan nou nog ander gedeeltes lees, maar hy het dit so mooi in Kolossense 2 het hy gesê, dit is sy doel. Hy sê, my doel daarmee, die feit dat ek my vir julle beywer, my doel daarmee is dat julle bemoedig moet word. Julle moet in liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus en in hom is al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. So wat hardloop julle agter allerhande goed aan om te kry wat julle wil hê? Julle gaan dit nie kan kry nie behalwe deur Jesus. Wat wil jy meer hê as Jesus? En dis ook ons tema vir oggend, broers en susters. Nou gaan ek dit 'n bietjie anders doen as gewoonlik. Baie keer lees ons een teks en dan gee die dominee so 3 of 4 punte. Ek gaan vanoggend dit bietjie anders doen. Ek gaan 4 tekste lees om elke keer hierdie 1 punt weer te sien uit 'n ander hoek uit. Wat wil jy meer hê as Jesus? Wat kan vir jou iets meer bring as Jesus? Hoe kan jy iets in jou lewe meer bereik as dit wat jy kry in Jesus? So kom ons blaai vanoggend so deur Kolossense. Dan begin ons en dan lees ek elke keer 'n stukkie en dan deel ons net so 'n paar gedagtes daaroor om uiteindelik in ons eie lewens ook net weer te besef, weet jy, maar wat wil ek eintlik meer hê as Jesus en dit wat God my in hom gee? So kom ons begin met hierdie bietjie, kom ons noem dit 'n ontdekkingstog vir oggend. Die eerste stukkie wat ons lees is 'n verskriklike mooi stuk in Kolossense 1 van vers 13 af. Waar Paulus eintlik begin in die brief om net vir ons te sê, weet jy, daar is niemand soos Jesus nie. Hy begin die Kolossense brief en dan doen hy soos in al die briewe, groet hy hulle en hy bid vir hulle. En kyk wat sê hy in vers 13 van Kolossense 1, nou praat hy oor God. Hy sê, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en uit ons onder heerskappy gestel van sy seun, wat hy lief het. So niks anders regeer ons meer nie. Ons is onder Jesus se heerskappy. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. En dan het hy 'n loflied oor Jesus wat een van die mooistes is wat jy in die hele Bybel sal kry. Daar van vers 15 af. Kyk hoe praat hy oor Jesus. Hy sê die seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gaan sien kan word nie. Ook die engele om sy troon en al die geestelike magte. Alles is deur hom, deur Jesus en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar. Deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, dis die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, in Jesus, en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Dis asof hy sê, weet jy, sien julle dit? Daar's niemand soos Jesus. Daar's niemand so groot, so heerlik, so verhewe, so belangrik as Jesus nie. Hy sê die volheid van God is in hom.
God het besluit om met sy volle wese in Jesus te woon. As jy ooit wil weet, hoe is God? Hoe doen God dinge? Hoe dink God? Man, gaan lees die Bybel oor Jesus. Jesus is God. Hy is presies, het hy vir ons kom wys, dis hoe God is. Daar's niemand soos hy nie. Het jy gesien as 'n mens hier lees, hoeveel keer sê Paulus oor Jesus dat hy is die eerste? Ja, hy sê dit op 'n paar plekke. Hy sê in vers 15, hy is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep. Voor alles was hy al daar. Hy is die eerste. Voor vers 17. Hy is hoof van alles wat jy kan sien. Al die engele, al die geestelike magte, alles wat eintlik op aarde is, Jesus is eerste bo hulle. Eerste in die skepping, eerste bo al die magte. Eerste voor alles. Eerste in die kerk, nee, hy is die hoof van die liggaam van die kerk, hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Hy sê, kyk na Jesus. Hy is die eerste plek, hy is in die eerste plek hier, hy is eerste hier, hy is eerste hier, hy is eerste hier, hy is eerste daar. Daar's niemand soos hy. Daar is net niemand soos Jesus nie. So sy boodskap vir die Kolossense is, wat hol julle agter al hierdie goeters aan? Later sê hy, daar's ouens vir wie die engele belangrik is, en daar's ouens wat hulle roem op alle geestelike ervarings. Hy sê, man, wat is dit nou in vergelyking met Jesus? Hy is die eerste. Weet, partykeer dink ek as ek hierdie goed lees, dan dink ek aan ons, jy weet, hoe belangrik is dit vir ons baie keer om eerste te wees? Ag, tot as ons ou kindertjies in graad 1 is, dan wil ons wil hulle moet eerste wees, of eerste in die atletiek, of hulle moet eerste wees, en as hulle in 'n span is, dan wil ons hê die span moet wen. Ons hou vreeslik van om eerste te wees, en as ons partykeer ergens eerste kom, is dit vir ons vreeslik belangrik, dan skryf ons die hele Facebook vol oor my ou eerste plekkie. Jesus is eerste. Jesus is eerste. Al ons ou kompetisiekies, al ons ou goedjies waar ons wen en wat ons so belangrik vir ons is om eerste te wees, is eintlik niks. Jesus is eerste. Ja, daar is net doodgewoon niemand soos hy nie, broers en susters. Dis die heel eerste punt wat Paulus in hierdie brief maak. Daar is niks wat jy kan doen, wat kan doen wat hy kan doen. Daar's niks wat jy kan doen, wat kan doen wat hy kan doen. Hy is eerste. Hy is eintlik alles. Nou so dis Paulus se eerste punt. Daar is net niemand soos Jesus nie. Nee, en dan die tweede punt gaan ons, ek lees nou nie alles nie, maar nou lees ons verder ook in hoofstuk 1 nog 'n paar versies waar hy vir ons sê dat jy nêrens meer kan kry as wat jy eintlik in Jesus het nie. In Jesus kry ons deel aan die volheid van wat God vir ons in gedagte het. Kyk hierdie mooi paar verse in Kolossense 1 van vers 24 af. Hy skryf nou eers daar oor homself, oor dat hy kry swaar, hy is in die tronk, die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. En dan sê hy in vers 25, hy gee nie om swaar te kry nie, hy verduur sy deel van die lyding terwille van die kerk. Hy sê, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die opdrag wat God my gegee het, om sy woord ten volle aan julle bekend te maak, en dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is,
Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Christus is in julle, hy is die hoop op julle heerlikheid. Ja, broers en susters, Paulus skryf mooi, hy sê, in God se hart het hy vir ons, vir sy hele skepping iets in gedagte. Hy het 'n plan, waarna toe hy met ons wil werk. Hy noem dit hier God se hartsgeheim. Nee, die geheim in God se hart van wat hy eintlik, wat hy wil hê, waarna toe hy op pad is met ons almal. Hy sê en God se hartsgeheim, dit wat God vir ons in gedagte is, waar hy met ons wil uitkom. Nee, hy het besluit om bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheim is vir almal, vir al die nasies. En wat is hierdie geheim? Hy sê Christus is in julle, hy is die hoop op die heerlikheid. Ja, dis wat God vir jou in gedagte het. Jesus leef in jou. Ja, en hierdie Jesus wat hy nou van gepraat het, die een wat hoof is oor alles, die eerste oor die skepping, die eerste oor die heelal, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die eerste in die kerk. Hy sê hierdie wonderlike, heerlike Jesus woon in jou. En hy is die hoop op die heerlikheid. Net die heerlikheid is dit waar God ons uiteindelik wil uitbring, sy volle plan, sy volle bedoeling met ons almal. Hy sê God doen dit deur Jesus wat in jou bly. Hy is die hoop op die heerlikheid. Ja, dis vir my so mooi. Partykeer word 'n ou moedeloos. Ja, hoe sal ek daar kom? Ek het nog so lank pad om te gaan. Ek misluk so baie keer. Ek moet al meer soos Jesus wees, maar ek is baie keer al minder soos hy. Ek word nog so gou kwaad en ek doen nog allerlei goed wat verkeerd is en ek is lank nie waar ek moet wees nie. Dan sê Paulus, maar hoorie, jy kan nie self daar kom nie. Christus is in jou. Hy is die hoop op die heerlikheid. Jesus sal jou bring waar God wil hê jy moet wees. Jesus sal jou die mens maak wat God vir jou uiteindelik in gedagte is. Jy kan nie, maar hy sal. Broers en susters, dis so 'n groot verskil wat ons het in ons Christelike geloof met aller ander godsdienste. Al die ander godsdienste, van die Jode tot die Moslems, tot die Hindoes, tot wie ook al, vertel heeldag vir jou, wat moet jy alles doen, en as jy al daai goed doen, sal jy daar kom, dan is jy uiteindelik, kom jy waar jy moet kom. Die Christelike geloof sê, weet jy, jy kan doen wat jy wil, jy kan nie kom waar God wil hê jy moet kom nie. Hy doen dit. Hy doen dit in jou. Hy doen dit met jou. Hy sal jou bring tot die heerlikheid wat hy in gedagte het. Net so die hele ding wat Paulus vir die Kolossense sê, is wat 'n soort godsdiens het julle? Het julle 'n tuisgemaakte, homemade, selfgemaakte soort godsdiens? Waar alles gaan oor wat jy wil hê en wat jy doen? Of verstaan jy dat egte godsdiens gaan nie oor wat ek als moet doen om myself te red nie, dit gaan oor wat het God gedoen in Jesus om my te red. En hy bly in my, en hy sal my bring tot die heerlikheid. Nee, God se grootste hartsgeheim is dat hy vir jou Jesus gee om jou uiteindelik te bring tot waar hy jou wil hê. Dit kan jy nie self nie, maar God dank, hy doen dit. Hy sal dit doen, en hy sal dit doen in Jesus. En dan, broers en susters, gaan hy so 'n bietjie aan, dan herinner hy ons, en hy het eers gesê, wie is Jesus, en waar wil God met ons uitkom in Jesus? En dan sê hy vir ons,
in Kolossense 2 en 3 dat ons eintlik al reeds deel in alles van Jesus. Alles wat Jesus sin is ons. En nou wil ek hierso net so 2 stukkies lees, want dit is vir my altyd sulke interessante stukke. Kolossense 2 vers 10 tot 13. Nou praat hy met ons oor Jesus en dat ons moet in hom bly en kyk vers 9 sê hy weer, in hom is die volle wese van God beliggaam. En vers 10 sê, in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is hoof oor al die bose magte. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur, dit het by die doop gebeur, dit dui alles daarop, net dat God ons nie letterlik nie, maar geestelik besny om uiteindelik sy mense te wees. Nou, kyk wat sê hy, deur julle verbondenheid met hom is julle saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood, deurdat julle gesondig het, deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie, maar God het julle saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sonde vergewe het. Ja, dan kom hy nou net daarna in hoofstuk 3, die eerste klompie verse. Hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy in die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge daarbo, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe. Julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Nou, broers en susters, het jy gehoor wat sê Paulus hier? 'n klomp goed wat ons dink gaan eendag gebeur. Sê hy nou, dit het klaar gebeur. Nee, ons sê eendag gaan ek sterwe, dan gaan ek opstaan, dan gaan ek uiteindelik hemel toe, dan is ek saam met Jesus en dan gaan Jesus in al sy volheid ook weer verskyn by sy wederkoms. Vir ons is al daai goed eendag. Paulus sê nee, al daai goed het klaar met jou gebeur. Toe Jesus gesterf het, het jy saam met hom gesterf. Toe Jesus opgestaan het, het jy saam met hom opgestaan. Toe hy opgevaar het, het jy saam met hom opgevaar. Hy sit nou in die hemel aan die regterhand van God, jy saam met hom daar. En as hy eendag weer kom en hy weer verskyn, gaan jy eintlik saam met hom verskyn. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Nee, so nou wil vir Paulus sê, maar hoe nou? Vir ons het ons gedink, al hierdie dinge is eendag. Jy sê vir ons, nee, al hierdie dinge is nou. Nee, so wat sê Paulus vir ons? Hy sê, man, in Jesus het jou posisie op aarde totaal verander. Nee, en dit moet 'n ou mooi verstaan, broers en susters. Hy sê, eers het ons gelewe, dan word ons gebore, en ons lewe, en dan gaan ons eendag hemel toe. Hy sê, maar nou in Jesus is dit eintlik omgedraai. In Jesus het jy klaar gesterf, is jy opgestaan, jy is klaar saam met hom in die hemel. So jy leef nie meer van die aarde af, om eendag by die hemel te kom nie. Jy is nou soos Jesus. Jy lewe van die hemel af, elke dag na die aarde toe. Nee, jy is nie regtig meer 'n mens van die aarde nie. Dit was jy voor Jesus. Maar in Jesus is jy nou 'n mens van die hemel.
Ja, dan kan 'n mens nou verstaan hoekom Jesus ons geleer bid het. Nee, laat u koninkryk op aarde kom soos in die hemel. Nee, laat ons nou al op aarde begin leef asof ons in die hemel is. So ek leef nie hier en ek hoop eendag gaan ek hemel toe. Hy sê nee man, jy's klaar saam met Jesus in die hemel. Hy het gelewe van die hemel af na die aarde toe. En toe hy klaar was hier, toe gaan hy net weer terug huis toe. Hy sê dis hoe jou lewe nou werk. Jy leef elke dag eintlik van God af, van Jesus af, in hierdie wêreld in. En jy doen waarvoor God jou roep, en jy doen waarvoor God jou stuur. En as jy klaar is, dan gaan jy net weer terug huis toe, saam met Jesus. Want jy's klaar met hom, geborge en verborge. Jou lewe is klaar in hom, by God. Nee, so dis hoekom 'n mens op aarde lewe, asof jy al in die hemel is. Ek gaan eendag, as ek met my tyd hier verby is, gaan ek altyd by God wees. So nou begin ek al op aarde, elke dag by God leef. As dit nie vir jou lekker is om elke dag saam met God te leef nie, kan ek jou nou al sê, jy moenie hemel toe gaan, dit gaan dan ook nie lekker vir jou daar wees. So omdat ons in Christus alles het, omdat ons in Christus deel in sy volheid, lewe ons nou al soos mense van die hemel. Ek wil amper sê, broers en susters, ek het dit 'n rukkie terug gelees, dis dit vir my mooi. Toe praat die ou daar, sê hy, ons leef 'n hemel op aarde soort lewe. Nee, nou, ons dink altyd hemel op aarde, jy weet, alles is mooi, alles is lekker, alles is goed. Dis nie wat die hemel is nie. 'n Hemel op aarde soort lewe, is dat ek hier terwyl ek op aarde is, nou alreeds lewe soos 'n mens van die hemel, soos Jesus. Want julle het gesterwe, julle is opgewek uit die dood. Julle het reeds opgevaar, julle lewe is saam met Christus. Alles wat Jesus sin is joune. Alles wat Jesus sin is nou al joune, en dis hoe jy leef. Wat anders kan dan nou so belangrik wees op aarde as wat jy het in Jesus? Nee, wat wil jy nou nog alles hier voorstrewe en bereik en jou hele lewe en krag en energie en geld gee vir wat? Jy het alles in Jesus. Natuurlik gaan jy terwyl jy op aarde is 'n mooi mens wees vir God en jy gaan doen wat 'n mens doen, maar jy gaan altyd onthou, die aarde gaan nie oor my lewe gaan nie oor wat ek alles hier bereik. My lewe gaan oor wat God my in Christus skenk. En ek is op pad na die volheid daarvan. Wat meer wil jy hê as wat jy in Jesus het? Dis eintlik die vraag wat Paulus vra vir die Kolossense. Die laaste punt wat hy maak, en dit is vir my ook altyd mooi, en dis die laaste stukkie wat ek lees, en dan gaan ons daarna afsluit. Hy sê, nou gaan ons net so 'n bietjie aan Kolossense 3 vers 5. Hy sê daarom, omdat jy 'n mens van die hemel is, omdat jy in Christus alreeds God se mens is. Hy sê daarom moet jy die aardse dinge doodmaak wat nog deel van jou lewe is. Onsedelikheid en onreinheid en welis en slegte begeertes en gierigheid, want dis afgoderry. Ja, dis als goed wat nie oor God gaan nie, maar oor jou. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. En vroeër het julle ook aan die dinge meegedoen, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nyd, gevloek. Vuil taal moet dan nie uit julle mond kom nie. Moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Nou letterlik staan hier, jy het hierdie ou sondige mens met sy gewoontes uitgetrek, soos klere,
Dis die ou klere wat jy uittrek en weggooi. Jy het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en jy leef nou die lewe van die nuwe mens. Nee, jy trek nou die nuwe mens aan, jy beklee jou met die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. En hier is dit nou nie meer van belang, as jy in die gemeente is, of iemand nou 'n Griek of 'n Jood is nie, of hy besny of nie besny is nie, anderstalig, onbeskaaf of slaaf of vry nie. Nee, hier is dit nie meer belangrik waar was jy voor jy hier is nie. Hier is Christus alles en in almal. En julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar. Vergewe mekaar as iemand iets teen die ander een het. Want soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. En bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambring. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewe die deurslag gee. Want God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar en die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly en leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofsange, ander geestelike liedere tot eer van God sing en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. Alles, in die naam van Jesus en dank God die Vader deur hom. So Paulus sê, omdat jy 'n mens van die hemel is, moet jy nou die hemelse klere aantrek. Beteken jy trek jou ou aardse klere nou uit. Al die ou goed wat deel van jou lewe was vroeër, los jy. Want jy is nou 'n mens van Jesus, jy's 'n mens van die hemel. Nou trek jy jou Jesus klere aan. Jy weet, vir ons is dit nogal baie belangrik partykeer, wat se klere dra ek. Ons hou van die brands. En hoe dierder dit is, jy weet, dan moet almal aan op so 'n klein labeltjie op jou broek of jou hemp, wat daarom sê, waar kom hy vandaan, jy weet, ek het 'n Levi broek aan, of ek het 'n polo hemp aan, of ek het 'n Catpaar skoene aan, of almal moet mos weet wat se klere dra. Maar die klere wat jy eintlik aantrek, is Jesus. Dis jou brand. En as jy Jesus se klere aantrek, jy hoef nie Jesus op jou T-shirt te skryf nie. Of op jou lorry wat op die pad ry, of waar ouens dit ook al wil doen. Jy hoef nêrens Jesus se naam te skryf nie. Wat jy eintlik net moet doen, is leef in liefde, leef in vrede. Dis jou Jesus klere, meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam, geduldig, lief hê, vrede. Dis jou hemelklere. Ek wil amper sê, broers en susters, dis jou kerkklere. Maar dis jou kerkklere vir elke dag, nie net vir Sondag nie. In die ou dae het ons almal kerkklere gehad wat ons net Sondag uit. Nou leef ons in Christus en ons trek sy klere aan. Ons is sy kerk. Sy klere is my kerkklere. En daai klere dra ek Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, of ek by die huis of by die werk of by die kerk of by die braai is. Ek trek by Jesus klere aan. Ek is meelewend, ek is goedgesind, ek is nederig, ek is verdraagsaam. Ek gee om vir ander mense, ek het liefde, ek soek vrede. Dis die klere wat jy dra, want jy is 'n mens van Jesus, jy's 'n hemel op aarde soort mens. Jy's nie meer van hier nie. Jesus het baie keer gesê, ek is hier, maar ek is nie van hier nie. Ek is van daar. Ons is hier, maar ons is nie van hier nie. Ons is van daar. Ag broers en susters, ek gaan nou nie verder nie. Ek hoop Kolossense is vir julle mooi. Gaan lees maar by die huis al die stukkies wat ek nou nie in die kerk gelees het nie. Alles gaan oor Jesus. Daar's niks en niemand soos hy nie.
En ek dink dis 'n belangrike boodskap vir ons in die kerk ook. Jy weet, baie kere as ons na die kerk kyk, waaraan meet ons die kerk? Nee, baie keer gaan dit vir die kerke oor die 3 groot G's, jy weet. Geld, geboue en getalle. Dis vir ons die belangrike. Hoeveel mense sit hier? Hoeveel geld kry ons? Hoe mooi is ons gebou? Daai goed is glad nie belangrik in die kerk. Wat belangrik is in die kerk is, hoeveel sien ons hier van Jesus? Hoeveel kan ons sien in mense se lewe dat hier by ons is Jesus alles? Maak nie so baie saak hoeveel maak 'n bazaar nie. Maak nie regtig soveel saak hoeveel geld het ons in ons rekening. Maak dit regtig soveel saak hoeveel mense sit Sondag hier. Nee, maar wat saak maak, is dat die ouens wat hier sit, lyk soos Jesus. En ons word al meer soos Jesus, want hy is ons alles. Ek meen, dis die boodskap van hierdie hele Kolossense. Los al die ander goed wat jy mee besig is, wat jou lewe so vol maak. Wat wil jy meer hê as Jesus? Wat kan jy meer bereik as wat God jou wil gee in Christus? Kom na Jesus toe. Hy is ons alles. Amen. Ons Vader, dankie vir hierdie mooi brief waarmee U vanoggend met ons praat. Here, as ons dit hoor, dan word ons bietjie skaam, want ons weet, ons lewe is so vol ander goed. As ons eerlik is, glo ons in Jesus, maar hy is nie altyd die belangrikste in ons lewe nie. Dankie dat U vanoggend weer deur U woord en deur U Gees vir ons gewys het hoe groot en hoe heerlik Jesus is, dat daar niemand soos hy is nie, dat ons niks meer kan kry as wat ons in hom het nie, en dat U ons roep vir die soort lewe hier op aarde, soos wat hy vir ons uit die hemel uitkom wys het. Help ons, Vader, om regtig hemel op aarde mense te wees, om elke dag te lewe soos wat ons dit kon sien in ons Here Jesus. En Vader, dat ons, omdat ons Jesus volg, in ons hart een ding het. Ons wil almal meer en meer soos hy wees. Help ons daarmee en help ons om mekaar se hande te vat en mekaar soontoe te help. In Jesus naam, amen. Ons sluit af met lied 177, hy is so kort, ons sing hom 2 keer, is maar net om ons weer te herinner aan Jesus, groot bo almal, niemand soos hy nie. Kom ons staan en sing ons hierdie mooi vers 2 maal. En broers en susters, vir hierdie soort lewe waartoe God ons roep, is dit heerlik om te kan sê dat die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus
en die troos en bystand van die Heilige Gees sal by elke een van julle wees. Amen.